Hartlike goeienaand aan elkeen, wat 'n groot voorreg om hier saam te wees. Ek herinner die klankman, die fans is op hoë spoed. Moet maar die volume opdraai vanaand. Maar ja, dit is so lekker om hier te wees. Dit is lekker om elkeen van u te sien. Die van u wat nie weet nie, daar is vanaand 'n ete na die tyd en ons wil u uitnooi, lekker curry en rys. En ons glo dat u nou na die gees gevoed gaan word en dat ons hierna die liggaam sal voed. Baie dankie vir elkeen van u. Ons gaan dan lekker vanaand begin met 'n gebed. Ons gaan bietjie saam sing. Daar gaan so 'n paar siele 'n bietjie later insluip. Hulle probeer nog net deur die verkeer vleg. So ons gaan lekker saam sing en ek gaan baie lank afkondigings hou totdat almal hier is. So ja, kom ons trek weg en dan sluit die oë en dan bid ons saam. En driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so in 'n weeksaand hier bymekaar te kan wees, dat ons 'n reeks kan hou en dat ons van ons bloed kan leer. Here, maar dat ons meer as dit u bloed kan leer en dit wat u vir ons kom bewerk het aan die kruis, dit wat u vir ons kom doen. Dankie Here vir u genade, dankie vir u goedheid. Dankie Here, toe ons nog nie geweet het nie, het u al reeds vir ons kom sterf, dat u die prys kom betaal vir die wat na u toe kom. En Here Jesus, ons wil vanaand u lof en die eer en die aanbidding van ons harte toeroep wanneer ons kom sing. Wil ons sing tot u eer. Word u verheerlik deur dit wat ons doen in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Lof hom die eer van die Here. Groot is die Here wat heers oor die aarde en hemel. Dan kom vir alles vir liefde, vir kos en vir klere. Hy maak ons sterk, dat ons kan speel en kan werk, bid en kan sing tot sy ere. As hy ons roep wil sy diens, hoe sal ons dit mag weier? Hy is almagtig, genadig, die troue bevryder. Dit gee ons krag, kragte met konings gesag. Dit God as al medestryder. Die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, loof met my hele hart, hy gee al van groep, weer nieuwe kracht. Voor hemel die Heer, al die engele saam, laat almal in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, loof met my hele hart, hy gee al van groep, weer nieuwe kracht. Ek wil die Heere loof, loof met
As jy ooit by Jesus vir die reiniging, waar daar is deur die bloed van die lam, glo jy in genade vir beveiliging, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Wandel jy nou dagelijks met jou heiland saam, deur die kosbare bloed van die lam. Rus jou siel volkome op sy grote naam, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Die bruidegom is al jou klere vlek, rein gewas deur die bloed van die lam. Is jy ook bereid om aan die feest te sit, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Lê jou sonde af wat jou nog so besmet, word gewas in die bloed van die lam. Die fontein vloei nog wat nou jou siel kan red, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Deur die kosbare bloed van die lam. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen by ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loop U as my Heer. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen by ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loop U as my Heer.
met u regeer tot in ewigheid. Lof Koning Jesus, aanbid Immanuel. Opperheer, vrede vors, blind mooie ster. En weerhaal die eeuwen heen, sal ek die prys Heer. En met u regeer tot in ewigheid. Daar het nou net so 2 karre ingetrek. Ons gaan net vir hulle geleentheid gee om in te kom. En dan gaan ons vir Dominee Wimpie oorgee dat hy vir ons kan voortgaan. So ons het nog so 1 liedjie en dan gaan ons wegtrek vanaand. Aan God al die Here, aan God al die Here, aan God al die Here, vir die werk wat hy doen. Met sy bloed reinig hy my, met sy krag heilig hy my. Aan God al die Here, vir die werk wat hy doen. Aan God al die Here, aan God al die Here, aan God al die Here, vir die werk wat hy doen. Met sy bloed reinig hy my, met sy krag heilig hy my. Aan God al die Here, vir die werk wat hy doen. Vir die werk wat hy doen. Vir die werk wat hy Hartlike goeienaand. Julle my hoor? Is hy duidelik genoeg? Nou, ek wil net eers baie geluk sê dat julle dit gemaak het op 'n maandag aand. Julle kon nou met al die ander goed besig gewees het en ons dank die Here vir sy instaatstelling en vir sy toerusting dat ons hier kan wees. En daarvoor eer ons die Here. En mag vanaand ook vir jou baie verkwikkend en aangenaam wees. En mag die Here dit wat hy by jou kom vasmaak ook in jou hart kom bære en dat dit lewensveranderende uitwerking sal hê. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dankie vir dit wat ons nou uitgespreek het en dankie dat ons dit van U kan vra. En dat hierdie woord vanaand lewe sal bring. Dat hierdie woord vanaand bewondering vir U sal bring. Introspeksie ook sal bring vir onsself.
en dat ons onsself ook voor U sal kom meet. Ons dank U en ons eer U daarvoor. Amen. Ek gaan U nooi om saam met my te blaai in die woord van die Here. Die skrifgedeelte gaan ek nou vir ons uit die Bybel uitlees en nie op die skerm nie. En die wat inskakel, baie welkom ook vir elkeen van julle. En luister saam na die skriflesing en die res gaan ons op die blaadjie sit net nou. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here in Efesiërs. Gaan ons saam lees hoofstuk 6. Efesiërs die 6de hoofstuk vers 10 tot 16. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die worswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons kyk het gou of ons daar right, laat ek nou net sien waar kom ons nou uit. Ek wil net gou die skerm net hier reg kry. Ok, daar het ons nou reeds daai welkomheid gedoen. En vanaand wil ons met mekaar praat by nommer 3 van hierdie reeks, en dit is die witbloedselle. Baie keer praat ons van witbloedliggame, maar is eintlik witbloedselle is die regte bewoording. En wanneer ons hieroor praat, dan is dit die wonderlikheid van hoe die Here ons gemaak het. Die witbloedselle vorm deel van jou immuunstelsel, jou beskermingselement. Ek wil net gou kyk, hoekom wil hierdie ou nou nie saamwerk nie? Daar is hy nou daar. Ek wil dan net gou hier 'n hakplek uitsorteer, want hierdie oukie is nou besig om nou sommer alles op een bladsy te gooi. Right, ek gaan nou kyk wat sy storie. My buurt, kom kyk net 'n bietjie wat is hierdie oukie se probleem, terwyl ek so lank hier aangaan. Ek wil nie hy moet alles daar op die gee my net 'n kans dat ons net eers hierdie kraamgevalletjie hier uitsort. Nee, sit hom weer terug agter, want daar in hier is hy nie dieselfde nie. Terwyl sy hom probeer uitsorteer, gaan ek so lank aangaan. Die witbloedselle is ons liggaam se weermag. As ek dit nou so gaan vergelyk en hom so gaan deurwerk. Dis ons verdedigingsmeganisme. En ons witbloedselle bestaan hoofsaaklik uit 5 spesialis-eenhede. Elkeen van hulle met 'n aparte taak, 'n aparte spesialiteit en 'n aparte area waar hy fokus.
Goed, luister, ek gaan nou met hom aangaan soos hy aangaan, want hy is nog steeds nie reg nie, maar ek gaan hom nou uitsort. Gee my net so kans, ekskuus dat ek nou so onvoorbereid is, ek wil net kyk wat sy storie. Kijk, kom ek werk om so deur. Die was nou net iewers die mekaar spulletjie, maar ons gaan hom uitsorteer. So, dis die liggaamse weermag, met die 5 specialist vegters wat ek nou van gepraat het, en dit is hulle taak, om alle gevare en indringers uit te sorteer. Hulle moet keer dat ek en jy nie siek word nie, en. Ons word nog steeds siek, want daar is 'n klomp goed wat gebeur, so ons praat van onder normale omstandighede. En jy sal nooit weet van hulle werk agter die skerms nie, want jy kom nie eers agter, jy voel sleg nie, jy kom nie eers altyd agter, hulle is besig om hulle werk te doen nie. Nou kom ons kry net gou hierdie prentjie nou so 'n bietjie agter mekaar. Ons algemene inligting oor hulle. Daai blokkies wat ek vir julle gewys het, ek gaan nou weer omwys. Vir daai millimeter by 'n millimeter by 'n millimeter blokkie is daar 800 wit bloedliggame. So in 'n liter bloed 6 miljard wit bloedselle of liggaampies. Baie minder as die rooi bloedselle, die rooi bloedliggaampies. Hulle is aansienlik minder, terwyl hulle tussen hulle beweeg, en die hele tyd op die uitkyk is, vir gevare wat inkom, en bedreigings wat inkom, en dit wat hulle moet doen. Kan julle onthou het ons gister gesê, hoe lang lewe daai rooi bloedliggaampies, hoe lang lewe hulle? Hulle best before date was 120 dae. Hierdie oukies is nie op vakansie nie. 14 dae. Baie van hulle voor dit. Dis hoekom die dokters, as hulle nou wil iets kyk op die witbloedliggaampies en hulle het jou op behandeling, kan hulle dit bietjie vroeër doen. Maar hier is die interessantheid. Die rooi bloedliggaampies wat ons nou gisteraand van gepraat het. As hulle nou daai toetse doen, dan kyk hulle nou na die prentjie wat hy vorm. En volgens daai prentjie sê dit vir jou, dis die bepaalde siekte wat teenwoordig is. Maar op die wit bloedselle werk hy nie op prentjies nie. Ek gaan dit nou eers illustreer. En ek gaan nou eers 'n voorbeeld uit die praktyk gebruik. As ons hoor, daar's 'n gekletter van 'n spul voëls in daai boom en hulle gaan ewe skielik wild te kere. Wat beteken dit? Hulle is besig met neste maak, né? As die tyd wat die vinke aan die neste is en daai boom is toe van die neste en is broeityd en ewe skielik lawaai daai voëls laat die biesies bewe. Dan weet ons daar's 'n slang in die boom, né? As jy hoor die baie zoom en hulle is omgekrap en jy moet vinnig jou vensters toemaak of van die huis kom en toemaak en sorg dat jy wegkom, dan weet jy iets het daai baie kwaad gemaak. Hulle is nie nou hier vir 'n piknik nie, hulle gaan vir jou piets. 'n Klomp baie by mekaar beteken, en hulle lawaai en gaan te kere en hulle is aggressief, beteken iets het hulle gepla by hulle nes. En as jy 4 ou tannies in die koffieshop sien, elkeen met hulle foon in die hand, dan weet jy, hulle het nie nou resepte uit nie. Is ook nie nou tyd vir goeiemôre, goeienaand prentjies wat uit die wêreld vol stuur nie. Ou tannies is lankal nie meer so eensaam soos wat hulle lankal terug was nie. Sy is nou global wise. Ouma stuur vanmôre vanaand reg oor die wêreld vir alle vriende, familie en bedroefdes vir die lot stuur sy goeiemôre, goeienaand prentjies. Maar as hy 4 in die koffieshop sit, en hulle sit almal met hulle fone, dan moet jy weet, hulle is nou by die families. En hulle breek nou met daai klein kinders.
met bloedtoetse word daar gekyk. Watter tipe witbloedliggaampies is daarvan? Hoe baie is daarvan? En volgens die spesifieke specialiteit wat daar baie van is, beteken dit. Hierdie ouens moet daai job doen. En daarom is daar nou baie van hulle. Nou, die wonderlikheid daarvan. Daardie witbloedselle begin by daai heel boonste ene, begin by een stamsel met bevrugting. En daai vertrekpunt is jou DNA. So die eerste wat opdaag van my en jou lewe, is ons DNA. En dit is ook wat die langste hou. Lang na jou dood, gaan hulle nog jou DNA kry in jou hare en jou tande en jou alles wat nog kan oorbly, gaan hulle nog jou DNA uitkrap. Jou DNA lê in jou wit bloedselle. Dis waar hy lê. Daai DNA van jou is gevorm uit 23 kromosome van die pa en 23 van die ma. En uit dit uit het daai bloetjie ontwikkel. Sodat dit begin by daai wit bloedsel. Dis die eerste wat opdaag. En die wonderlikheid daarvan is die nuwe unieke mens wat geskape is. Al het hy sy genetika 50% van sy pa en 50% van sy ma. Al het hy dit van hulle gekry. En al het hy al hierdie genetiese oordraagbaarheid gekry, die gelaatstrekke en die persoonlikheid en die talent en die siekte en die sonde en het hy al hy goed van hulle afgekry. Het hy nog steeds sy eie unieke DNA. Ten spyte van, daai kind word groot en hy ontwikkel in 'n bepaalde agtergrond, die blootstelling wat hy het, aangeleerde gedrag. Party van ons is stil en teruggetrokke en skaam soos ek sukkel om my voor mense uit te druk, maar my werk het my geforseer om met mense te praat. Dis aangeleerde gedrag. Ek is eintlik stil en teruggetrokke. Maar jy hoef nou nie te glo nie, veral my vrou. Maar in elk geval, so al het ons sekere goed aangeleer, is dit nie noodwendig deel van jou DNA nie. Ons DNA verander nie. Hy's uniek. En hy bly. Hy word wel ontwikkel, na goed of sleg. Hy kan wel ontwikkel. En hier is die wonderlikheid. As ons na die diere toe gaan, dan word hulle geteel volgens genetika. En eindiglik sit ons met 'n geweldige probleem met die back and closure. Dis jare se genetika wat nou verlore gaan. Dit sit die boerdery in terme van vee baie ver terug. Want daar is genetika wat oor jare geteel is, wat nou net weg is. So wat die diere aanbetref, soek ons elke keer die beste genetika om hierdie genetika by hierdie genetika te sit en daaruit ontwikkel ons stoet en alles wat saam met dit loop. En daai genetika kry ook 'n bepaalde bloedlyn en allerhande goed wat saam met dit loop om sy pedigree te maak. En elke keer so volgende teeling, sy genetika word beter en beter en beter. Dis hoekom jy sulke high community cattle was net meaty bones. Maar hy stoet, het vleis, het gewig en.
Maar die mens word nie ontwikkel in beter genetika nie. Ek en jy word elke keer back to square one in sonde ontvang en gebore. Oordat jou ouers gered is en oordat jou ouers godsdienstig is en oordat jou ouers die Here dien, beteken dit nie jy word met daai genetika gebore nie, geestelik gesproke. Jy word verlore gebore en jy moet in Christus weergebore word en dan groei in heiligmaking. Die mens begin elkeen in sonde en ongeregtigheid. En hier is die wonderlikheid. Daai babatjie wat gebore word, het nie sy ma se bloed nie, het sy eie bloed. Anders het al die kinders hulle ma se bloedgroep gehad. Daai kind wat gebore word, het sy eie bloed, sy eie DNA, uniek. Jy kan hom terugtreis in die stamboom en. Maar daai bloed van hom is uniek aan daai kind en sy DNA. En hier kom die wonderlikheid en net 'n bietjie terug na gister toe. Jesus was die enigste mens wat gebore is met goddelike genetika. Omdat die manlike faktor nie teenwoordig was nie wat ons gistermôre oor gepraat het hy goddelike bloed gekry, nie sy ma se bloed nie. En hy's gebore met goddelike genetika en dit was in sy DNA in daardie witbloedsel. So al jou witbloedselle bevat jou genetika. En daai genetika word oor en oor oorgedra. En hier is die wonderlikheid vir die van julle wat nou wonder nou maar wat van bloed skenk. As jy bloed skenk, afhangende van wat van jou bloed jy skenk, word daai element uitgehaal, dit word geskenk. Jou DNA loop nie saam met daai bloed wat jy skenk nie. Moenie dink jy kweek jou temperament nou in ander mense en jou persoonlikheid en jou geite nie. Nul. Jy kan nie. Niemand kan met jou DNA iets doen nie. Dis 'n no-go. Daai DNA word uit die bloed uitgehaal, met ander woorde daai wit bloedselle. Hulle word uitgehaal. Jy sal dooi met 'n ander ou se DNA wat in jou bloed inkom. Dis 'n oorlog wat vir niks skrik nie. Indien dit wel gebeur dat daai 1 of 2 selletjies verbyglip, is dit niks in verhouding met die hoeveelheid wit bloedselle wat jou liggaam het nie, en dit gaan hulle dadelik vernietig as 'n indringer. Besef jy die uniekheid waarmee God my en jou gemaak het? Jou witbloedselle kan met niemand vergelyk word nie. Dit kan aan niemand oorgedra word nie, want dan moet jy jou DNA oordra. En as gevolg van daardie hoeveelheid witbloedselle, is jou witbloedselle met die DNA daarin jou hele liggaam vol, jou hele lewe lank. As die Here sê ons is elke ene uniek, beteken dit ook in my lewe en in my verhouding met die Here is ek en jy net so uniek. Want met wedergeboorte het daar van God se DNA in my gekom, want hy het my wederbaar, ek is uit hom uitgebore. So eintlik het ek goddelike DNA ontvang met wedergeboorte. Die Bybel noem dit nou net die goddelike natuur wat ek ontvang het. Deur wie ons roep, Abba Vader, ek is kind van God. Maak dit vir jou 'n bietjie iets oop oor die dieper betekenis van om kind van God te wees. Dis nie 'n chap hemel toe nie. Ons praat hier van genetika. Ons praat hier van die goddelike natuur.
Daarom moet ek en jy groei in heiligmaking. Daarom kan ons nie maar net stil staan nie. Maar ons moet gelykvormig word aan die beeld van sy seun, deur die werk wat hy in my kom doen. In my geestelike lewe moet ek my geestelike identiteit in Christus ontdek, want dis hy wat my kom wederbaar het. Dis hy wat van my 'n nuwe skepsel kom maak het. Dis hy wat met sy godheid kom ingryp het. En die goddelike natuur skenk ons alles wat ons nodig het, sê Petrus. So sal jy nou asseblief ophou om te sê ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Of om jou van te gebruik en jou pa en ma te gebruik as 'n verskoning. In my geval sal my vrou sê, dis 'n raadding hierdie. En so kan jy jou van daar innoem, en jy het al gehoor hulle praat so. En dis jou oule pa en ma en ouma, wie se goed se streke. Dis nie waar nie. Want in die proses van heiligmaking moet hierdie goddelike genetika in my lewe kom werk. Maar kom ons gaan terug na hierdie witbloedselle toe. Die wonderlikheid hiervan en die lekker geestelike toepassing hierin is die wonderlikheid hiervan dat hierdie witbloedselle word geaktiveer volgens die nood in my liggaam. Ons gaan nou 'n bietjie oor die verskillendes praat. Jy het van almal in jou liggaam, maar die oomblik wanneer daar 'n probleem opduik, dan word 'n spesifieke groep witbloedselle getrigger. Luister, is nou tyd, julle moet nou vermeerder, julle moet nou kom vas staan, julle moet nou julle ding doen. Ek verduidelik dit. Die witbloedselle tussen kindersiektes en volwasse siektes. Daai kinders met al hulle kindersiektes wat hulle nou het, en so lekker daar by die kleuterskole optel en by die skool optel. In daai proses van kindersiektes is daar sekere tipe witbloedselle wat baie meer aktief is, want hulle moet hulle job doen met daai kindersiektes. Maar as ek en jy oor daai proses gegroei het, en ons is nou klaar met die kindersiektes, en ek en jy begin nou so te lyk as ons siek is, die mans lyk net erger in 'n geval, maar kom ons gebruik nou maar die voorbeeld, jy weet, laat ek nou nie te sensitief raak nie. En sy moet nie dink, die vrou sit daar met 'n selfoon in die hand, en sy opper daar met die koorspen. Jy kan sien hoe sit al die moeituitjies daar, en die tissues, en die wat, dis nou nie meer lekker hier nie. Die oomblik wanneer ek en jy volwasse is, en ons het nou ander siektes wat ons tref, dan is daar weer ander tipe witbloedselle wat baie meer aktief is, en wat baie meer van vorm, want hulle moet nou 'n ander tipe siekte beveg en teestaan. Na gelang van my en jou geestelike groei, is dit presies dieselfde. Hoe verder ons die pad met die Here stap, hoe meer is daar ander tipe geestelike witbloedselle nodig. As ons klaar is met die melkkos en die purity en die doeke chains, en ons skuif aan en ons begin steak en chips eet, dan het ons ander witbloedselle nodig vir daai siektekondisies. Is dit nie wonderlik as 1 Korintiërs 10:13 sê, dat die Here ons nie bokant ons kragte sal versoek nie, maar dat hy saam met die versoeking die uitkoms gee. Vir elke geestelike uitdaging wat ek en jy het, geestelik gesproke, is die Here slaggereed. Ekskuus tog, jammer vir daai ene.
Hierdie witbloedselle het nou net vastgehaak hier in my keel, dis al ook my nou so vastgehaak het, verstaan? Right, nou, na gelang van my geestelike stryd en my geestelike nood, kom die Here en saam met hierdie aanslag, gee hy die nodige krag, gee hy die nodige toerusting, gee hy die uitkoms. Soveel so dat Hebreërs 2:18 sê, deurdat Jesus self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Nou, kom ons gaan 'n bietjie verder aan. Nou wil ek eers moet na hierdie witbloedselle toe gaan, ons gaan nou 'n bietjie daar by die laboratorium kuier, ons gaan nou so 'n bietjie inzoom. Daai witbloedsel begin by 'n stamsel, daar heel bo. Daai oukie. Hy begin daar met bevrugting. Uit hom uit ontwikkel al die ander verskillende witbloedselle, en daai is die hele hiërargie, en ons gaan nou nie oor almal van hulle praat nie, maar daai is die hele hiërargie. Daai witbloedselle ken die onderskeid tussen vriend en vyand. Hy weet wie hy moet aanval, en hy weet wie hy moet verwelkom. Dis die kosbaarheid en die wonderlikheid daarvan. Nou, hierdie weermag van ons, wil ek aan jou voorstel, en onthou, dis nie 'n mediese lesing nie, so ek raak nie eers aan die puntjie nie, ek wil dit gebruik om 'n geestelike toepassing te maak, so ek hou dit so eenvoudig as moontlik. As twee groeperinge, wat ek met jou wil deel. Groep 1 is die philo groep. Philos is die Grieks vir liefde. En hierdie eerste 3 witbloedselle het almal 'n naam wat gekoppel is aan liefde. Dis jou vriend. Dis jou liggaam se vriend. En daar's 3 tipes van hulle. Daar lê hulle op die skerm mooi. Neutrofiele, eosinofiele en basofiele. Elkeen van hulle het hulle spesialiteit take, en uit elkeen van hulle is daar weer ander, ons gaan nie nou daaroor praat nie. Maar dis die eerste groep. Dis jou liggaam se bodyguard. Dis jou liggaam se vriend. Dis die een wat die hele tyd paraat is en moet kyk en onthou die woord, die philo groep, die liefdegroep. Hy staan langs jou, by jou, hy is jou beskerm Heer. En dis hoe dit lyk in 'n prentjie. Daai wit is wat jy daar tussen daai rooi bloedliggaampie sien. Dis nou die witbloedselle. En hulle beweeg, as jy nou daar in die lab gaan kyk, en jy sit nou daar, of nie in die lab nie, as er in 'n bloedtrek, en hulle wys jou nou daar op die skerm, en jy kry nou daai analise gedoen. Dan sien jy hoe flout hulle daar tussen daai rooi bloed liggaampies rond, en hulle doen vat stoktuiking, hulle is die hele tyd besig. Hulle flou daar tussen hulle rond, en kyk 'n bietjie waar is die moeilikheid, en wat is waar. Dis die eerste groep. Die tweede groep, is die limfosiete. Hulle veg nou weer met chemiese wapens. Daai manne het nou weer 'n ander vlak van oorlog wat hulle uitvoer. Daar's 'n prentjie, daai pers dingetjie wat julle daar sien. Dis die witbloedsel tussen die rooi bloedliggaampies en die teken vir chemiese wapens. So laat ek net gou hierdie verduidelik. Daai deel, hulle beweeg tussen die bloed en die weefsel. Die helfte werk, hulle patrolleer, die ander helfte staan wag. Hulle vernietig indringers, soos ek daar vir julle wys, virusse en swamme en parasiete en bakterieë, en hulle verwyder al die dooie selle en alles wat nie meer werk nie word uitgehaal. Dis hulle afdeling.
En alles wat ek en jy in ons liggaam opneem, deur ons vel, deur ons asem, deur dit wat ons eet, deur dit wat ons drink, al hierdie goed kom by hulle verby. Elke keer wanneer jy iets eet of drink, of sweet, hardloop, oefen, vinniger asemhaal, elke keer wanneer jou liggaam aktief word, skerp hierdie wit bloedselle hulle paraatheid op. Hulle raak onmiddellik meer aktief. 2 ure na jy geëet het, is hulle hyperaktief, want hulle moet net rondkyk, wat is hier? En die selle met sweet en noem dit wat jy wil. So kan jy hierdie goed vir jouself ook 'n bietjie geestelik toepas. Dis nie so moeilik om geestelike toepassings hiervan te maak nie. Kom ons gaan terug na daai eerste groep toe. Kom ons praat 'n bietjie oor hulle. Daardie vriende van jou liggaam, neutrofile. Hulle is in die voorste linie. Hulle is gewoonlik die ouens wat heel eerste daar by die kwaad aankom. Gaan nou vir julle prentjies wys. En wat doen hy? Hy isoleer die gebied om te keer dat hierdie bakterieë, hierdie swam, hierdie virus, wat se indringer ook al, hy blok hom af. Hy moet nie verbygaan nie. Hy moet nie verder versprei nie. Hy stop hom net daar. Hulle is die voorste linie. En die sukses van hulle werk is 'n abses. Dit klink nie reg nie, né? Dit klink nou nie lekker nie. Jy kan bly wees jy kry 'n abses. Want dis die sukses van hulle werk, hulle het hom afgekeer. Nou kan hy nêrens heen nie. Nou voet hy uit en hy word 'n abses. Het jy hom? En wat maak hy plek? Hy swel. Hy word rooi. Hy word warm. Hy seer. Hy's gevoelig. Tot jy hom vat en dan voel dit soveel beter. Nog seer na hy hom gedruk het, maar dankie tog. Dan sommer kort daarna sien, nou gelukkig is die pes uit. Dis die sukses van hierdie voorste linie wat die kwaad vasgekeer het, laat hy nie verder versprei nie. So wat maak hy? Abses in die tand? Tandarts moet oopmaak en pop alles uit en daarna voel jy soveel beter. So deel van daai warm word, deel van daai rooiheid, deel van die swelling, dis die hoeveelheid wit bloedselle wat daar saam drom, wat daar by mekaar kom, en dit word al hoe meer. En dis hulle wat die warmte maak. Want hulle blok alles, die bloed moet nie verder vloei nie, hierdie goed moet nie verder versprei nie, hy probeer om daar keer. As daai kwaad erger is en het oorweldig die wit bloedselle, het jy moedigheid. Dan versprei daai goed nou verder, en dan sit ons nou weer met ander kwale. So moet ek en jy in ons geestelike lewe ingesteld wees op die witbloedselle wat in ons lewe ook optree as ons vriende. Kom ons gebruik dit, die oortuiging van die Heilige Gees. Die Here wat met jou praat hier binne, wat vir jou waarsku. Hier's moeilikheid op pad. Hierdie goed waarmee jy besig is nie 'n goeie ding nie, ons moet hierdie kwaad uitkry. Dis wat hulle doen. Nou wil ek dit vergelyk. Daai wit bloedselle, en nou moet jy mooi hoor, hier's 'n lekker geestelike toepassing. Gee hulle lewe om jou te beskerm. Daai wit bloedsel, as hy daai area teiken, en hy kordon daai area af en hy keer hy kwaad vas,
gee hy sy lewe om jou te beskerm. Daai goeie vriend, soos 'n hond wat sy lewe vir sy baas sal gee. So gee hierdie wit bloedselle sy lewe om jou te beskerm, om jou te red. En daardie proses word fagositose genoem. Los daai groot woord, ek verduidelik dit vir julle in eenvoudige prentjies. Moenie worry oor die beskrywing nie, ek verduidelik hom. Hierdie voetsoldate, as hy hierdie gevaar sien, dis nou onder die normale omstandighede, sonder nou 'n vreeslike infeksie, jy weet dit nie eers nie. Nou sien hy, hier kom hierdie bakterieë verby gevlout. En nou sê hy, wat maak jy hier? En dan, laat ek net gou my pointer sommer gebruik. Sien julle daar? Daar is nou die bedreiging, die bakterieë. Nou kom daai ouetjie nader, en hy maak so oop, en hy omsingel hom, en hy maak toe. Sien julle daar so, maak hy toe. Nou ek gaan nie oor hy goed praat nie, maar daar binnekant kan julle sien, hierdie ouetjies is ver versprei, daar kom hulle nader. Daar maak hy hom helemaal toe, en hy begin sy saakies vir hom te werk, en hy vreet hom helemaal op. Dat daar van hom niks oor is nie. In die proses sterf daai wit bloedsel. Hy vat daai bakterieë op homself. En hy verteer hom, hy neem hom in, hy vernietig hom. En hy doen dit om jou immuunstelsel te beskerm. Ek gee vir julle nog 'n prentjie. Daar is 'n ander ene wat ek gou wil verduidelik. Hier is nou net 'n nader prentjie. Dis nou hoe daai wit bloedsel lyk. En laat ek nou weer my pointer nader trek. Hier is die... Hey man! Hierdie ouetjie raak nou permantig hoor, daar is hy. Daai goedjies wat julle daar sien. En daai ouetjies, dis nou die bakterieë. Daai wit bloedliggaam, hy is soos 'n seekat, hy het sulke lang vingers. Sê, wat soek jy hier? En trek hy vir hom nader. Sien julle daar hoe grip hy hom, trek hy hom nader. Daar begin hy hom intrek, daar maak hy hom toe. Daar gaan al die ander manskappe, kom. En daar verteer hy vir hom, en daar van hom niks oor is nie. Geestelike toepassing. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Die definisie van die woord verlossing is die vrykoop van 'n slaaf uit slawerny deur 'n prys te betaal. Dis presies wat daai wit bloedsel doen. Hy koop jou vry van daai bakterieë of swam of virus, deurdat hy dit op homself neem en uiteindelik sy lewe daarvoor gee. Is dit nie 'n wonderlike beskrywing van verlossing nie? Presies dit wat daai wit bloedsel doen. Hy sien hierdie gevaar, hy weet jy kan vir jouself niks daaraan doen nie. Jy is nie in staat om jouself te help nie. En hy kom met daai voelers nader en hy vang vir hom en hy trek hom in. En hy absorbeer hom. En hy neem die straf op hom. Hy sterf in jou plek. Die God wat ons aanbid is ons dan ver voor, nee. Ons dink ons weet niks. Tot die definisie van verlossing, vergifnis, om die kwaad uit te haal, vind ons in hierdie wit bloedselle. Luister wat sê Johannes 8:36. As die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As daai kwaad uit is en hy's opgeneem en absorbeer en weg,
dan verminder daai spesifieke tipe wit bloedselle nou weer, hulle word minder want die stryd is verby. En net so kom die Here as hy ons skoon maak. As hy ons kom reinig, as hy ons kom heilig. Maak hy skoon, hy maak vry, hy vat weg. Dis die eerste groep. Kom ons gaan na die tweede groep toe. Die tweede groep wat ek nou gesê het, is die limfosiete. Hulle veg met die chemiese wapens. Nou wat maak hierdie oukies? Hulle werk weer op 'n ander manier. Hulle is baie meer aggressief. En hulle werk nie net op 1-1-1-1 soos wat daai eerste groep die filos doen nie. Die limfosiete bestaan hoofsaaklik uit twee groepe. Ons praat van, die medici praat van T-selle en B-selle. Dit was vir my baie interessant die tyd toe ek oor hierdie goed navorsing gedoen het en opgelees het, veral op hierdie terrein. Dan lees ek ou bronne, dan sê hulle ons weet van die T-selle, maar ons weet nog nie dit en dit en dit nie. Dan lees ek weer jare later se bronne, dan sê hulle daai tyd het hulle nie geweet nie, maar dit weet ons nou. En so gaan dit oor die B-selle, dis net geweldig interessant om te sien hoe die kennis ook vermeerder het oor tyd. Maar hierdie limfosiete, kom ons praat oor die T-selle. Die T-selle is baie interessant. Hulle word in die thymus vervaardig. Hier is die prentjie waar hy is, hulle kom daar. Daar word hulle vervaardig, by kinders baie meer. By volwassenes nog steeds, maar op sekere terreine minder. Nou laat ek gou vir julle 'n storie vertel. Jare terug was ek in Palaborwa gemeente en daar het ons nou 'n konneksie gehad daar by die abattoir. En dan het ons, as daar nou jong beeste nou inkom, dan haal hulle nou vir ons het dit sweetbread genoem. Dis so 'n stuk wit vleisrige besigheid. Daar reël ons met daai manne by die abattoir, ons soek sweetbread. En as dit ingekom en dan bel 'n vriend my en sê hy vir my, is tyd dat ons braai. Dan braai ons daai oukies, maar dis te lekker. Maar ek het nooit geweet wat eet ek nie. Ek weet net as die beeste groter word, dan raak hy weg. Dieselfde met hierdie ding by mense, hy word kleiner en minder aktief. Maar nog steeds word hulle daar vervaardig. Met die beeste. Vir daai jong bees wat nog suip, en nie ander vee natuurlik, is daai T-selle baie meer aggressief en baie meer volop, en dis waar hulle vervaardig word. Soos wat daai bees uit speentyd uitgaan en groter word, krimp daai ding heeltemal weg en hy's later kom. Dis hoekom ons het net gekry het by die tollies en die jonger beeste kry jy hom nog. Min wetende die dieper betekenis daarvan. Maar dit word genoem, daai drie groeperinge van daai selfe ene. Onthou ek het gesê chemiese wapens waarmee hy veg. Hulle skei limfotoksine af. Dis 'n stof wat hulle afskei waarmee hulle al hierdie indringers vernietig. Hierdie T-selle word die killersel genoem. Is 'n baie aggressiewe sel en hy speel nie met 'n ding nie, hy slaat vir hom data. Hulle het ook helpers wat help om hierdie indringers bymekaar te kry en aan te keer dat hulle kan toeslaan. Hulle onderdruk hulle ook. En is 'n geweldig interessante ding. Ek wil nou nie te veel oor hierdie goed uitbrei nie, want ek wil net fokus op die goed wat ek geestelike toepassings van maak. Maar hier kom die ander interessante ene, en dan is ek naby aan klaar. Die B-sel. Die B-sel is 'n baie interessante wit bloedsel. Hy is baie kleiner as die ander, en hy's baie meer beweeglik. Weet julle hoekom? Hy is die spy. Hy is die oukie wat vooruit hardloop en inligting versamel. Dis hoekom hy kleiner as die res is. Hy move vinniger deur die goed. En dan check hy wat gaat hier aan.
Want hy stuur syne. Hierdie B-sel kommunikeer met al die ander selle met syne. Ons dink ons is alright met wifi. Ons is ver agter, man. Hy B-selle operate met jou liggaam se wifi. Hulle is die inligtingbron. Hulle beweeg en kry inligting. En dis vir hulle wat hy malaria oukie wegkruip. Hulle observeer, hulle kyk wat gaan aan. Om dit nog meer interessant te maak en nog groter, wonderliker te maak, hulle bou 'n memory op, 'n geheue op. Daai geheue word opgebou uit die voorloper se ervaring. Hierdie B-selle dra hulle kennis en hulle inligting oor aan die volgende geslag B-selle. Hulle gee vir hulle info van alles wat hulle beleef het. Luister, hierdie ou sla kort sy duim met die hamer raak. Julle moet wakker wees daarvoor. En luister, hierdie ou tannie, sy stamp kort haar kop iewerste. Julle moet wakker wees. En hierdie een doen dit en daai een doen dit. Hierdie ene kry daai infeksie maklik, daai ene kry dit maklik. Op hierdie terrein is hier dit wat baie keer gebeur. Hierdie ou het korte doring in die voet met sy kaalpootlopery. Hierdie B-selle bou 'n memory op van jou liggaam uit die vorige generasies sinne en wat het hulle beleef, wat het hulle gebeur, en dis die rede. Hoekom jy nadat daai abses uit is dit nog 'n hele ruk daarna rooi. Want dis 'n baie interessante ding. Hulle pas ook daai area op vir 'n tyd daarna om te kyk vir 'n comeback. Wag net dat ons kyk of hierdie ouetjies nie terugkom nie. Dis daai paraatheid na hulle by jou ingebreek het. Dan hou jy die straat dop en jy kyk vir elke venster elke dag. Dis wat hierdie ouens doen. Saam met dit is hierdie B-selle die witbloedselle wat die beplanning doen en die besturing doen van die hele operasie. Hulle beplan hoeveel ekstra witbloedselle van watter soort moet vervaardig word in die beenmerg. Hy gee vir die beenmerg met 'n syne boodskap. Gooi kole. Ons kort van hierdie selle hier. Julle moet soveel reg kry, julle moet soveel reg kry. Hierdie B-selle doen die fynste detail beplanning. Ag, dit is so maklik om dit te onthou. Ek is oortuig daarvan, dis vroulike selle hierdie. Ek meen, al die goed wat ek vir julle gesê het, is deel van vrou wees. Julle onthou alles, dag, datum, tyd, plek, reuk, smaak, klere, attitude, die manier hoe hy dit gesê het, alles in die fynste detail. Julle weet tot wat van wat is nodig vir hoeveel van wat, alles. Dis hoekom ek sê, daai B-selle is vroulike modelle. Hulle kan multitask. Hulle is nog besig om inligting hier te versamel en operate hulle alweer daar. Maar dis hulle. En dit is so wonderlik hoe die Here ons gemaak het. Ek en jy weet nie eers van hierdie werking in ons binneste. En hierdie interaksie. Dit alles om my en jou te beskerm. So kan ons dit sekerlik deurtrek met die werking van die Heilige Gees in ons hart, in ons lewe. Romeine 8 vers 26 tot 28 sê, die Gees kom ons swakhede te hulp, wat ek net gou hierdie ouetjie bietjie hier verander, dat ons kan lyne trek. Die Gees kom ons swakhede te hulp. Die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat ons harte deursoek, hy weet wat die bedoeling van die Gees is. Ooreenkomstig die wil tree hy vir ons in die wil van God.
Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Is dit nie 'n beskrywing van daai beeselle wat ek nou verduidelik het nie? Hoe wonderlik het die Here ons gemaak. En dat ons hierdie goed net so in sy woord sien. Ek gaan afsluit met hierdie laaste enetjie en ek gaan hom ook vir julle 'n bietjie 'n paar streepies trek. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Hey man. Hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. Sien julle al daai aktiewe woorde, stryd, wapens, kragtig, gereed hou, straf. Dis alles beskrywend van hierdie wit bloedselle. Nou gaan ons bietjie verder. Wat doen hulle? Waarteen werk hulle? Hulle is kragtig deur God, sê hy, om vestings neer te werp. Net gou terug gaan so intoe. Om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek, elke skans wat opgewerk word in die kennis van God, elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. Dis presies wat hierdie wit bloedselle moet doen. En dis wat hulle doen. 24/7. En daarom moet ek en jy ook ons samewerking gee in ons geestelike lewe, in ons stryd, in ons worsteling, in die stryd wat ek en jy stry, moet ek en jy ook let na die vestings wat na ons toe kom. Ons moet ook planne verbreek, ons moet ook skanse afbreek, ons moet ook elke gedagte gevange neem. Ons moet na al hierdie goed kyk. Hier binnekant is dit ons wit bloedselle wat ons moet beskerm teen al hierdie bakterieë en virusse en aanslae en peste en siektes en. Maar net so moet ek en jy in ons geestelike lewe ons opskerp. In ons geestelike lewe moet ons die goeie stryd stry. In ons geestelike lewe moet ons oplettendheid opskerp. Ons moet waaksaam wees. Net as wat jy nou meer bewus is van jou wit bloedselle, wil ek hê jy moet saam met my meer bewus wees van die werking van die Heilige Gees in ons hart en lewens. Bewus wees van die wapenrusting waarvan ons gelees het in die begin. En dat ons voor die Here sal besef, ons stryd is nie ons stryd alleen nie. God, wat my en jou kunstig in ons moederskoot geweef het, wat hierdie liggaam saamgestel het met al sy funksies, stel net so intens belang in jou geestelike welstand, in jou geestelike bloedanalise, met al sy elemente. Julle sal dit nie glo nie, maar ons is nou oor die helfte. 3 is verby, daar is nog 2 oor. Môre aand gaan ek met jou praat oor die bloedplasma.
bid saam daarvoor en kom ons buig voor die Here. Here, dankie dat ons nou na U toe kan kom oor hierdie woord van vanaand en die wyse waarop U dit met ons kom deel het en dat ons besef ons is nie alleen nie, ons het 'n verantwoordelikheid oor ons liggaam, ons het 'n verantwoordelikheid oor hierdie tempel van God. En net soos dat ons hierdie verantwoordelikheid het oor hierdie tempel van God, het ons ook 'n verantwoordelikheid oor ons geestelike lewe, oor ons geestelike bloedanalise. En ons wil kom bid dat U hierdie woord in ons hart sal bewaar en dat ons dit sal oordink. Dankie vir die moeite wat gedoen is om vanaand hier te wees en ook vir hulle wat inskakel, die moeite wat hulle gedoen het om hierdie tyd uit te sit en hierna te luister. Sal U dit in ons harte kom seën terwyl ons daaroor gaan nadink. Ons bid vir die voorbereiding van ons harte vir môre aand en dat U op 'n besondere wyse met ons elkeen sal kom deel. Ons eer U daarvoor. Amen. Goed, môre aand sinne is nou nie vir sensitiewe kykers nie. Bid saam vir môre aand, die bloedplasma. Ons gaan ons slotlied met mekaar saam sing. Daarna gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ek sommer die tafelgebed doen. As daar iets is wat moet verduidelik word, sal Dominee Andrew dit daar binne verduidelik. Hy sal dit daar deurwerk. Kom ons sing ons slotlied saam. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone drag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte geeste in die lug. Veg ons met die Here en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid altyd op ons. Met die blye boodskap dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue as 'n skat wat keer. Daarmee kan ons elke aanval van die bose weer. Helm van verlossing stewig op die kop. Veg ons met die Gees, want dis die woord van God. Doen ons alles bidend, sal die Gees ons lei. Sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span. Open die geheime van die Heer se plan. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U totdat ons mekaar môre aand weer sien. Here Jesus, dankie ook vir die voedsel wat ons nou kan geniet en vir die voorbereiding en die moeite daarin. Dankie dat U vir ons elkeen tot hier gebring het. Seën nou die voedsel in ons liggame en ons samesyn tot eer van U wonderlike naam. Amen.